Jy kuier nog saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning, en as jy nou eers by ons aangesluit het, is jy net betyds vir die volgende deel van ons oggendpraatjies. Elsa, ek is so bly jy neem die leiding vanmôre met hierdie oggendpraatjies, want lyk vir my jy vertrou nie meer vir my in tuisom. Nee, ek dink dis 'n goeie ding dat ek die leiding neem. Ek wil nou nie enige aannames maak nie, maar wie van julle twee, of het julle albei dalk 'n gimnasium lidmaatskap? Jy kan ons sien. I'm in shape, baby. Ja, I'm in shape. Weet jy wat se gym is dit? Ek het al een gehad, maar nie meer nie. So jy het hom gekanselleer? Of nog net nie weer geaktiveer vandat jy terug is nie? Goed. Wel, daar is nou 'n omstrede tendens, nê? Al hoe meer mense begin om die gimnasium te vermy. En dit is oor die nuwe neiging waar al hoe meer mense hulle oefensessies in die gimnasium opneem. Nou, die omstrede tendens is gewild gemaak deur fiksheidsmaakmakers, maar dit laat baie gewone gimnasiumgangers ongemaklik voel, aangesien hulle sonder hulle toestemming en dikwels op hulle mees kwesbare oomblikke opgeneem word, seker wanneer hulle daai gewiggies moet lig of so. Volgens die fiksheidonderneming Velotric vermy 23% van mense nou openbare oefenplekke uit vrees om in iemand anders se video te verskyn. Maak sin. Die debat het onlangs opgevlam toe Kelsey Jameson op TikTok vertel het, natuurlik TikTok, hoe sy onverwags in 'n pilatesklas afgeneem is. Sy sê sy was nie bewus daarvan dat sy op kamera was nie en voel sy het nie vir daardie soort blootstelling ingestem nie. Nou, die vrou wat haar afgeneem het later selfs die betrokke video gedeel, wat tot verdere verontwaardiging gelei het. En fiksheidskenners meen, as iemand regtig moet verfilm, moet dit buite klasure plaasvind, en ander mense se toestemming en persoonlike ruimte moet altyd gerespekteer word. So, dink julle dis oordrewe? Het jy al my groeipyne gesien in 'n gym? 100%. Ek dink daar is 'n tyd en 'n plek vir so iets, jy weet. Dalk met hulle, want baie mense oefen in 'n groepie dalk saam en so. En as jy nou as jy wil gaan oefen, dan moet jy daai tyd goed spandeer en jy moet eerder na die tyd. Maar hoekom maak jy 'n video? Wil jy replay sien van jou? Ja, as jy nou 'n videoetjie wil maak, gaan doen dit na die tyd of reël met die gym en sê luister, whatever ek wil doen, dis wat ek wil doen. Jy moet regtig goed voordat jy vir jouself 'n video maak. Ek gaan ook nie. And why would you do that? Ek bedoel, kan jy regtig vir so into yourself wees? Ek dink dis 'n baie goeie vraag. Want ek weet sommige mense doen dit om daai proses basies dan nou aan mekaar te sit. Maar neem 'n foto. Ek weet ook nie as 'n foto nodig is nie. Wie gee om? Ja. Wie gee om? As ek my tydjie in die gym spandeer het, ou maat, ek kon nie eens asemhaal en tyd gou kry om op my foon. Dis mos doelgerigtheid wat jy daai het. Maar jy kry ook die ouens wat vir 2 ure lank gym en dan kry jy ouens wat vir 20 minute lank gym en meer reg kry in die 20 minute as in die 2 ure. Ek speel die 10 minute. Ek's by die gym, lekker. Ek sal meer fokus op my musiek. Ja. Ek kan nie sonder musiek draf nie. Maar ja, dit is interessant want sommige van die gimnasiums het amper 'n 360 grade hoekie waar jy foto's of dan nou 'n video kan neem. Ja. Ja, maar het jy al agterkom jy speel in 'n gym. Dis oral. Maar dit is vir sy juist daar om nou te gaan kyk, jy weet. En as dit, jy weet, maar nou moet jy nog 'n foto ook inwerk. So waar kan jy foto? So jy die speels geniet, jy weet, lekker gekyk as jy na daai. Almal was 20 Piet. Almal was 20. Ja. Juice Piet. Nee. Maak dan nou 'n vrugtesappie baie geniet. Maar het jy al gesien daai ouens, hulle is so lekker dan. Kyk hy so in die spieël, dan kyk hy net gou wie kyk almal vir my en dan kry net ekstra swaar. Ek dink van nou af, jy weet, as jy rondkyk jy wie neem 'n foto of 'n video van hom eerder. Maar ek hou wel van die TikTok videoetjies waar daai ouens wat hulle self so 'n bietjie gemake-up het om ouer te lyk, dan staan hier die friskruise met hulle kry lekker funnies. Die nierbelde en al daai goeters, dan kom hy klein mannetjie en hy tel hy gewig net so op, dan staan 'n ander groot manne. Ek dink Elsa is nogal so iemand. Sy gaan hulle so doppe daar vanuit die Nee. Ek hou niemand dop nie. Uit en dan. Nee, ek hou niemand dop nie. Ek bedoel daar waar ek gewoonlik op die trapmeel dan nou is. Die swembad is daaronder en daar is net 'n stuk glas voor my. So maar dit is nie 'n spieël nie. So ek is net gedrewe, verstaan, om te werk aan my tyd, maar ek dink dit is 'n baie duidelike teken dat sosiale media
almal se lewens so oorgeneem het, want ek dink dit is die hoofdryfveer. Pushing it. Ja, wat volgende? Een van nou het ons hierdie videoetjies van wat jy by die werk is. Ja. Jy weet, kyk wat die poepels my baas. Ja, by die werk. Ek het alselfs mense gesien wat die oomblik as hulle in die hospitaal beland of een of ander dinge dan ek lê nou hier by ongevalle en het jy nog tyd daarvoor? Ja. Dan is jy nie so siek nie. Wel, ons maak baie video's hier Ja? op Goeiemôre Good Morning se stel, maar ons mag dit mos maar doen net tyd. Ja, nee, dit is opwarming. afgespeeld. Dit is absoluut opwarming. So dit is 100%. Ek dink ons moet met die feeste begin gesels om te hoor of hulle nie vir ons 'n insetsel kan gee oor sosiale media videoetjies, die flaters, hoe om dit reg te doen en hoe om dit verkeerd en wat gebeur as jy dit verkeerd doen. Ja. Dis feestyd. Jy's feestyd. Okay, gepraat van die feestyd. Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf die 3de tot die 6de Julie in Nelspruit. Jy kan uitsien na topklas musiekkonserte, 4 ekstra kuierverhoë, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies, toneel, boeke, 'n woelwater kinderarea en nog vele meer. Die lekkerte is net te veel. Kaartjies en inligting is beskikbaar by inniebos.co.za en as jy jouself na in die bos toe haas hierdie naweek, wees maar net veilig op die paai, maar gaan geniet elke oomblik. Onthou julle kan ons volg by Goeiemôre Good Morning, gepraat van al die sosiale media platforms en ook gepraat van dinge wat trend. Net hierna gesels ons oor die nuutste giere saam met modeontwerper Stephanie Binneman. Moenie weggaan nie, hier kom 'n lekker interessante geselsie.